As ons nie opgewonde in die huis van die Here kan wees nie, dan weet ek nie hoekom ons nie hier nie. Want as ek kom, dan kom ek met 'n verwagting die Here gaan iets vir my doen. Ek kom nie net om te kom sit om te sê ek was Sondag in die kerk gewees nie. Ek kom omdat ek weet die een wat lewens verander is hier. Die Here wat omstandighede verander, hy is hier. En die Here wat lewe, hy is hier. Halleluja. Ek wil vanmôre met u praat en ek het so 'n bietjie gewonder oor die tema van hierdie boodskap. Maar ek gaan dit in Engels vir u sê. Don't fight for a throne. Fight from a throne. Kerk van die Here, u weet nie wat u het as kind van die Here nie. En vanmôre wil ek so 'n bietjie weer net vir u 'n paar goed duidelik maak en u het hierdie boodskap al sekerlik gehoor. Maar as goed wat ek vir u gaan sê vanmôre wat by u hart moet ingang vind, sodat u weet hoekom ek vanaf die troon veg. Ek wil u herinner aan die oomblik wat Jesus gesê het, it is finished. Ek wil u herinner daaraan. Die werk wat die Here Jesus in daardie oomblik gedoen het, is 'n werk wat die donkerte laat tremble het. Ek gaan partykeer 'n Engelse woord hier tussen. Daar's mos partykeer woorde in Engels wat dit net meer kragtig sê, nee. Darkness trembled. Toe Jesus sê, dit is klaar, het die duiwel geweet, ek het probeer om hom dood te maak, en daardeur het ek gedink, ek gaan oorwin, maar ek het die grootste fout van my lewe gemaak, and darkness trembled. Die duiwel het geweet, hier kom groot moeilikheid wanneer hy daai sleutels by my kom vat, want ek gaan nie kan sê nee, hy gaan dit net van my afvat. Halleluja! Loof die naam van die Here. Die kruis is nie 'n plek waar iets net geëindig het nie. Ja, die ou verbond het geëindig. Die ou verbond het klaar gemaak. Maar die kruis is nie 'n plek waar dinge net geëindig het nie. Die kruis is die plek van die grootste begin wat daar ooit kon wees. Halleluja! Halleluja! Loof die Here! Waar iets niets begin het, prys sy naam. Wie kan getuig van iets niets wat begin het toe u die kruis van die Here Jesus aanvaar het, hom wat op die kruis gesterf het en sy bloed toegelaat het om u te was? Het daar iets niets by u begin? Halleluja! Loof die Here. O man, ek dink as ek die dag nie meer kan preek nie, hoe gaan ek uiting gee aan myself? Jesus het nie net op die kruis gesterf en sy bloed gestort nie. Dit raak die fondasie van elke kind van die Here se lewe. Ek wil hê jy moet dit neerskryf, jy moet dit onthou. Jy moet wanneer jy weer bietjie afvoel die dag, moet jy weet, my fondasie is Jesus Christus en die kruiswerk wat hy gedoen het. Prys die naam van Jesus, halleluja. Loof sy wonderbare naam. Jy sal nooit in autoriteit leef as jy nie weet, volgens Galasiërs 2 vers 20, jy kan dit vir my net daar opgooi. Ek leef nie meer nie. Kom ek wil hê jy moet saam met my lees. Ek is met Christus gekruisig en ek, maak bietjie so, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Kan u net die hand opsteek en sê, dankie Jesus. Dankie Jesus vir die werk wat u gedoen het in my lewe. Prys sy wonderbare naam. Dit help nie, jy eer die Here, jy sing van die Here se werke, jy lees van die bloed van die lam nie, jy bid oor die kruis, jy kom en geniet die woord oor die kruis, maar jy sien dit net as die kaartjie wat hemel toe gaan.
Hoor nou baie mooi wat ek nou vir u sê. Dis waar die kerk baie keer stop. En die kerk is nie in oorwinning nie, omdat ons glo, dit wat Jesus gedoen het, is net om vir my 'n kaartjie te gee om by die hemel in te stap, en dit is. Dit is verseker. Maar, daar's baie meer as dit. Want jy moet elke dag met boldness en oorwinnings en victories, man, en dat ek sommer die Engels ook gebruik, moet jy leef daagliks om daai oorwinning van Jesus smaak te maak in jou lewe, hè? Wie doen dit? Daar is mense wat dit doen. Wat doen die bloed en die kruis dan vir my, pastoor? Sal u vir my vanmôre vra, wat doen die bloed en die kruis vir my? En ek wil eers hê jy moet saam met my lees in 1 Johannes 1 vers 7, en ek gaan net eers vir u sê wat staan in die Afrikaans, en dan gaan ek, laat sy vir my gooi daar, in die Amplified. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Is dit 'n mooi skrif hier? Ek gaan hom gou weer lees. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Prys sy naam. Nou kom ons kyk gou wat sê die Engels. But if we really are living and walking in the light, as he himself is in the light, we have true, unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses, removes us from all sin and guilt, keep us cleansed from sin in all its forms and manifestations. Die Here maak jy, wanneer jy in hom lewe, in sy lig wandel, soos wat hy in die lig is, jy hom aangeneem het as saligmaker en verlosser, sy bloed toegelaat het om jou te was, my broer en my suster, dan kry jy hierdie oorwinningswerk, wat dit 'n gedurende proses van skoonmaak is, wat in jou lewe moet gebeur. Wie word daagliks deur die Here skoongemaak? Ja, ons moet elke dag, ons kan nie net eenmaal tot wedergeboorte kom en nie elke dag tot bekering kom nie. Daar's elke dag dinge wat jy, omdat jy in die lig wandel, sien jy hierdie ding wat ek nou gedoen het, hoort nie in die lig nie. Die lig wys hom onmiddellik uit. Wie weet dit? Wie wil dit nie weet nie? So reiniging, om te was in die bloed. Wie ken daai ou koortjie? Man, ek is met my ou koortjies weer. Wandel in die lig, die heerlike lig van God. Wandel in die lig, die heerlike lig van God. Wandel in die lig, wandel in die lig van God. Man, ons het daai ou koortjies was lekker, nee. Ag, julle jonges, julle kyk vir my nou, wat maak hierdie pastoor nou hierso? Wandel in die lig van God. Loof sy naam. So, goed. So die proses, die eerste ding wat die kruis en die bloed vir ons gedoen het, is om aktief met ons besig te wees, ons aanhoudend skoon te maak. Bonke het iets so mooi gesê. Hy een of ander ateïs sê vir hom die dag, ja, die bloed van Jesus het gekom, maar kyk hoeveel gemors is daar in die wêreld, en kyk hoeveel mense dien hom nie, en hoeveel mense is vuil, hulle is vuiler as wat hulle daai tyd was. Toe sê hy, ja, dit is waar. Hy sê, maar is daar seep in die wêreld? Die ateïs sê vir hom, ja, daar is seep. Hy sê, so as die seep op jou rak lê, en jy apply dit nie, dan gaan jy lekker ruik. Toe sê die ateïs vir hom, nee, jy moet dit apply, jy moet die seep vat en jou was daarmee. Toe sê hy vir hom, the blood of Jesus is there, but you must apply it. You must take the blood of Jesus. You must apply it. Sê Heilige Gees van die Here, God Almagtig, Seun van die lewende God, I apply the blood of Jesus on my life. Wash me, cleanse me, maak my skoon, halleluja. Prys die wonderbare naam van die Here. Wil jy skoon wees? Halleluja. Ek is skoon omdat Jesus my skoon maak, prys sy wonderbare naam.
Jesus verwyder ons sonde, broer en suster. En hy maak nie net die sonde toe soos in die Ou Testament nie. Dis hoekom ek het die een koortjie, ek sien julle het hom reggemaak, maar ek sien party sing hom nog op die ou manier van amper dat jou sonde net eintlik toegemaak word, nie weggewas word nie. Maar Jesaja 43 vers 25 sê, hy het ons oortredinge uitgedelg en aan ons sondes en ons ongeregtighede dink hy nie meer nie. Die duiwel wil jou heeltyd herinner aan jou sonde. Sê vir hom, luister duiwel, weet jy wat is die voorreg wat ek het? Jesus Christus was my deur die bloed van die lam, nou weer, môre weer, maar jy het 'n probleem, jy gaan hel toe. Want my broer en my suster, hy is so geneig om vir jou leuns te vertel, en dan glo die kinders van die Here sy leuns, maar my broer en my suster, God Almagtig het gekies om nie jou sondes te onthou nie. God Almagtig het gekies om jou lief te hê, die nuwe mens wat jy geword het in sy seun Jesus Christus, prys sy naam. Sondebewustheid roof jou van geloof. Hoor nou mooi, weet jy, daar's mense wat in sonde bewus. Ek is nou weer vuil, ek is nou weer vuil, ek is nou weer sondig. En ek sê nie jy moet so bly nie, hoor. Dis nie wat ek vanmôre vir u sê nie. Maar as Jesus jou vrygemaak het, dan sê hy vir die duiwel, luister, ek is nie meer vuil nie. Die bloed van Jesus het my gereinig. Die bloed van Jesus was my witter as sneeu. Halleluja. Prys die wonderbare naam van Jesus. Die bloed van Jesus maak stil die aantuigings en die gevoelens van skuld. Ek wil hê jy moet saam met my lees Kolossense 2 vers 13 tot 15. Ek is mal oor hierdie teks. Weet jy, as jy doen my 'n guns, sal jy dit saam met my leer. Sê 3 versies julle, sê 3 versies. En julle wat dood was, sê saam met my, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom, sê saam met hom, wie's dit? Wie's daai hom? Jesus, lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, halleluja. En die skuldbrief, wat is dit? Dis daai ding wat die duiwel wil die hele tyd bring, en sê vir jou, het jy nou weer ietsie verkeerd gedoen, kyk daar. Nee, hoor wat sê God se woord, wat doen hy met daai briefie wat hy vir jou bring en sê, kyk, jy het alweer dit gedoen, hoor dan. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insendinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te slaan. So as hy weer kom met daai briefie na jou toe, dan sê hy vir hom, luister, ek sien nie daai briefie, ek sien net daar op die kruis, is iets wat toegemaak is deur die bloed van Jesus. Halleluja! Nadat hy die owerhede, wie is die owerhede? En die magte, die duiwel en sy gesante, uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus Christus het triomf, my broer en my suster. Ons dien 'n God wat lewe tot in alle ewigheid. Ons dien die enigste God van die lig, prys sy wonderbare naam. En hy is oorwinnaar, en saam met hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Nee, jy moet dan meer opgewonde daaroor wees. So die eerste een is, die bloed was ons. Die tweede een is, die bloed gee ons toegang tot God. Halleluja. Halleluja. Broer en suster, weet u dat u as kerk van die Here vanmôre hier sit en jy het direkte toegang tot die genade troon van die Here? Here, help ons. Daar sê, hoor gou, Hebreërs 10 vers 19 tot 20, sal jy saam met my lees? Terwyl ons dan broeders, susters, hy het eintlik gedink aan julle ook. Paulus, ek gaan hom eendag vra hoekom hy net broeders gesê het. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Het u vrymoedigheid? Of staan jy so eenkant daar, so kop onderste bo, hè? Here, u moet my nou net nie raak sien nie, hè? Nee, ek het vrymoedigheid om die genade troon van die Here in te gaan. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees.
toe die gordyn skeur, toe Jesus sê, dit is finish, en die gordyn skeur, toe kry jy ingang, toe is dit nie meer net die hoëpriester wat daar mag instap nie, maar ek kan instap, halleluja, wil jy nie net in die gees dit doen vanmôre nie, en sê, dankie deur die bloed van Jesus, stap ek in die troonkamers van die Here Jesus, en God die Vader, en die Heilige Gees, prys sy naam, halleluja, gee die Here 'n bietjie hande klap daar. Die troonkamer, hoor gou hierso, ek wil gou hê jy moet 'n prentjie sien. Kan jy 'n prentjie sien? Wie's goed met prentjies sien? Kyk, daai kinders, hulle sien prentjies, hoor, ek weet hulle sien prentjies. Nou ek het vanmôre 'n prentjie gou gesien en ek wil hê jy moet gou die prentjie saam met my sien. Ek sien die troonkamer en ek sien die heiligdomme van God en ek sien die bloed van Jesus wat vir my oopgemaak het en ek sien dat ek instap en ek sien 'n fantastiese groot paleis waar God die Vader sit, halleluja, en Jesus Christus aan sy regterhand, halleluja, en die sleutel word vir my gegee en dit word oopgesluit dat ek kan instap. Hoor nou gou hier mooi, die sleutel is gegee dat ons kan instap in die troon van God se genade en die ingangspas. Wie het al 'n paspoort? Wie het al 'n paspoort gehad, hè? Jy kan nie in ander lande ingaan sonder die paspoort nie. Jy kan ook nie sonder die paspoort van die hemel ingaan in die hemel nie. Wie het vir jou die paspoort gegee? Jesus Christus het vir jou die paspoort in. En ek stap in met daai paspoort. Ek onthou, ek sien myself nou, hoor. Ek sien myself instap. En ek sien, Here, ek gee daarso vir die een wat by die deur staan. Ek weet nie of dit Petrus of wees nie. Hier's my paspoort. O, hy's gestempel die bloed van Jesus. Halleluja. En hy sê, hier's een wat kan ingaan, halleluja. En die engele skree en juig en jubel, prys sy wonderbare naam. En die koninklike verklaring kom. Hoor gou mooi. God die Vader sê, Alwyn Forsie is waardig om hierin te wees, in die hemelse troonkamer, omdat hy my seun Jesus Christus aangeneem het as sy saligmaker en verlosser. Welkom my seun. Halleluja, 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 halleluja. Kolossense 1 vers 13 tot 14. Lees gou saam. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Halleluja, steek jy hande saam met my op. Dankie Here Jesus, vir die vergifnis deur die bloed van Jesus, vir ons sondes en ons ongeregtighede. Weet jy wat het hier gebeur? Toe Jesus jou vrymaak, toe vat hy jou, kom gooi, toe vat hy jou, jy's in die duisternis gewees, daar is die duisternis, daar is die duisternis, en hy kom en hy sê, kom hier my kind, sê, hier is die lig, hier is die lig, halleluja, hier is die lig, ek vat jou uit die duisternis, en ek bring jou in die ewige lig van God, halleluja, loof die Here, halleluja, ek weet ek lief vir die Here, halleluja. Ons word geplaas in die dominion van God en ons word uitgehaal uit Satan se dominion. Halleluja. Ek het aanspraak as kind van God op die troon van genade. Halleluja. Die derde ene, die laaste ene. Dit gee my wetlik reg. Toe Jesus opstaan en jy neem hom aan as jou saligmaker en verlosser en jy laat jou doop, want ek wil dit sê, want daar's 'n opdrag wat nie klaar maak as jy jou nie gedoop het nie. So as ek tot bekering gekom het, as ek tot wedergeboorte gekom het, dan laat ek my doop. En wanneer ek daardie stap gedoen het en ek staan op met Christus, 'n nuwe lewe in Jesus Christus, dan broer en suster gebeur daar iets so groot in my lewe. God gee my die wettiglike, hy gee my die wetlike sertifikaat. Hy sê vir my, ek sê vir jou, jy's wetlik deur God aanvaar. Jou vryspraak is in die hemel gedoen.
Maar ek gee jou ook die autoriteit oor die vyand en al sy magte, en elke dag kan jy sing, victory is mine. Oh, God told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Jy het die wetlike reg, die duiwel kan nou kom en sê vir my, hier is die papiere van die Here Jesus, halleluja. Ek is 'n oorwinnaar, ek is 'n geseënde, ek is 'n gesalfde van die Allerhoogste God, en ek gaan hemel toe daarby, yes, maar ek werk nou eers nog vir die Here. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Baie mense aanvaar sy vryspraak, maar hulle aanvaar nie die posisie wat God hulle ingeplaas het by bekering nie. Hulle aanvaar nie sy autoriteit nie. Hulle triomfeer nie oor die duiwel nie. Man, laat ek nou vir jou sê, ek wil hê jy moet dit ook sien vanmôre. God het die slotte van die duiwel gebreek. God het die kettinge wat om elke mens se arms en bene was, het hy stukkend geslaan. God het die hekke stukkend gebreek. God het dit oopgebreek toe hy in die hel instap, en hy begin oorwinning te verklaar, en hy verklaar, almal hier binne wat my aangeneem het, is nou vry. Het die duiwel geen reg op jou lewe nie. Hoekom lewe ons dan so? Ons glo die leuen, ons glo die leuen. Halleluja, prys die naam van die Here. Ons is vrygemaak. Oh, I declare this morning I'm free. Ek is vrygemaak deur die bloed van die lam. Oh, ek is nie meer, hoor jy, en dan wil ek nou gou vir iets sê. Nou as jy nou vry is, nê, as die Here Jesus nou ingekom het in die tronk, en hy het nou jou kettinge afgehaal, hy het dit van die voete afgehaal, hy het die hekke oopgebreek, hy het vir jou die brief gegee, jy's vry. Hoekom sit jy nog in die tronk? Amen. Weet jy hoeveel mense, hulle is vry, maar hulle sit in daai tronk omdat hulle so gewoond was aan daai tronk, dat hulle kan eintlik verstaan wat is dit om vry te wees. Stap uit, man. I'm marching to Zion, beautiful, beautiful Zion, hallelujah. Oh, grace, I'm free. Hoor daai kleintjie preek sy. Dis my klein dogtertjie daai. Oh, hallelujah. Menai preek vir hulle. Hulle luister nie altyd vir jou oupa nie. Jesus delivered me, man. Jesus delivered me. Jesus paid my debt and he destroyed the debtor. Halleluja. Ek het die wetlike reg om die naam van Jesus te gebruik. Dis my wapen, dis my autoriteit, dis my lewe. Satan, your case is closed. Hallelujah. The blood of Jesus secured you to be a son and daughter of the Almighty God. And you stand on the ground of God. And you stand on holy ground. And you stand on the authority of the living God. Die een wat lewe tot in alle ewigheid. Die een wat in die lig is. Halleluja. Ek is op die laaste bladsy. Sê hulle is op die laaste bladsy. Met die Pasga in die Ou Testament het die bloed van 'n lam om doodsengel laat verbygaan. Oh, weet jy wat, daai doodsengel kon nie inkom waar die bloed op die deurposte gesmeer was nie. Glo jy dit? Hy kon nie. Hy het by Farao se kind ingekom, want daar was nie bloed op die deurposte nie. Ek dink die Egiptenaar het gedink, wat 'n belaglike goed doen hierdie lot Israeliete nou weer. Maar toe hy sien sy seun leef nie meer nie. Hoeveel te meer, sê saam met my, hoeveel te meer, die bloed van die lam van God kan jou deurposte van jou hart beskerm, halleluja. Oh, U maak my hart toe vir die vyand se werke. Oh, die bloed van Jesus hou my vas, die bloed van Jesus hou my skoon, die bloed van Jesus help my om nie die leuns verder te glo van die vyand nie.
Oh, the blood of Jesus. Wil jy nie die hand saam met my opsteek nie? Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. He washes whiter than snow. Hallelujah. Hallelujah. Die bloed van Jesus het my skoon gehou. Romeine 8 vers 1, lees dit gou saam met my. Daar is dan nou, sê daar is dan nou. So bietjie. Kyk net of julle wakker is. Daar is dan nou so bietjie. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is geen veroordeling nie. Sê vyand, jy kan my nie weer veroordeel nie. Daar's geen veroordeling. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kerk van die Here, sê vir die Here vanmôre, Here, ek begin afsluit. Kerk van die Here, sê vir die Here vanmôre, gee my 'n new revelation. Gee my 'n nuwe openbaring van die kruis. Gee my 'n nuwe openbaring van die bloed van die lam. Halleluja. Gee my dat ek 'n new declaration maak of faith. O broer en suster, weet dit die bloed van Jesus het die troonkamer klaar oopgemaak. Jou geloof moet net sterk in die Here word. Sê help my Here, sê help my. Steek jy hande op saam met my. Sê help my Here. O dat my geloof op feite gebaseer is. My geloof is op feite gebaseer. My geloof, wat se feite? Op wat se feite is jou geloof gebaseer? Op die woord van God. Halleluja. En dis nie op ag jene weet jy, ek voel nou nie lekker vandag nie. Nou die duiwel my siek weer plat geslaat. Ek voel, pastoor, hoe voel jy nou? Ag ek voel nie te lekker nie. Nonsens. Ek het 'n feit wat vas staan, die bloed van Jesus maak slawe vry. Elke oortreder maak hy rein, halleluja. En ek staan onder dit, sê ek is onder die nuwe verbond, halleluja. O, die bloed van Jesus maak slawe vry. Ek was 'n slaaf, maar ek is dit nie meer nie, vyand. O, halleluja, prys sy wonderbare naam. Ek kan nie elke keer as ek sleg voel, het ek nou, nee, nou is die Here nie meer in my lewe nie. Daar's 'n feit wat staan, en dis die woord van God. Staan op die woord van God. Jy gaan nie die Here eendag jy gaan nie God die Vader kan nader op jou eie waardigheid nie. Hoor nou mooi. You're going to approach him by the power of the blood of his son. Dis al hoe jy hom kan approach. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. En nou wil ek hê jy moet saam met my lees en afsluit. Efesiërs 2 vers 5 tot 6. In die Engels. Even, kan julle Engels lees? Even when we were dead, slain by our own shortcomings and trespasses, he made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ himself, the same new life with which he quickened him, for it is by grace, his favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. And nou, sê saam met my. And he raised us up together with him and made us sit down together. Wat beteken dit om te gaan sit? Jy rus. Dis mooi, nee, dis mooi. Jy rus. Maar beteken dit dat jy's klaar met die werk wat jy gedoen het? Jesus is klaar met die werk, hy het gaan sit. Jesus
Jesus het gedoen wat hy moes doen. Hy werk nou deur sy Heilige Gees. Ek weet wat jy bedoel, my suster. Jesus het gaan sit aan die regterhand van die Vader en nou sê hy, and together giving us joint seating with him in heavenly fear by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the anointed one. Wat beteken dit eintlik dat ek joint seating met hom gekry het? Dit beteken nie dat die vyand my nie meer gaan aanval nie. Maar dit beteken as ek bly in Christus Jesus en in sy lig, dan hoef ek nie my dood te beklei vir my salvation nie. Ja, ek gaan met hom fight omdat hy ander mense wil wegvat van die Here af. Ja, jy gaan nie jou vyand, jy gaan nie daai mense en ek begin te bid in die geeswêreld en ek begin 'n oorlog voer in die geeswêreld, maar op my wat vrygemaak is deur Jesus Christus gaan ek in sy rus in. OK. So u hoef nie nog te beklei. Ek is vry. Die duiwel kan nie die hele tyd vir jou aankla nie. Sê vir hom man, daar's die deur. Gaan. OK. So ek is 'n oorwinnaar deur Jesus Christus en ek is saam met Christus sit ek in hemelse plekke, prys sy wonderbare naam. Wie wil vanmôre opstaan en sê ek wil dit hê pastoor. Ek wil die lewe van God hê. Halleluja. Ek wil die bloed van Jesus. Kom staan saam met my op vanmôre en ons gaan die Here se naam net vir 'n oomblik groot maak.